Goeiemôre, welkom by dag 13 van ons 21 dae uitdaging saam met Flowering Almond. Ek glo en vertrou jy het in hierdie afgelope 13 dae al so gegroei en so verdiep in jou verhouding met Jesus. So vanoggend het ek besluit, dit is Vrydag, dit was 'n harde week, dit was 'n besige week. So waar ons nou tans is dit skoolvakansie en ek het 'n huis vol kinders. So ek weet nie partykeer of is dit makliker om skool te gee as om kinders by die huis te hê nie. So my boude is lam. En omdat ek hierdie week deurgemaak het, liefde gegee het, kan ek regtig net voel dat ek myself kan bederf en ek glo jy ook. So ek het vanoggend vir ontbyt vir myself 'n heerlike brownie gekry en 'n koppie koffie gemaak. So ek drink dit so saam met julle en geniet dit vanoggend saam met julle. So kom ons sit so en dan sluit ons oë. Here Jesus, dankie dat U ons deur hierdie week gedra het. Here, dankie vir U genade, Here, dat ons lewe kan hê en lewe in oorvloed. Here, dankie vir U beloftes oor ons wat elke dag vars en nuut is. Here, ek bid dat elke persoon wat vandag luister en ingeskakel is, dat U sommer net U beloftes, Here, wees oor hulle sal laat neerreën. Here Jesus, kom vervul hulle met U Heilige Gees, Here. Kom ontvou hulle met U liefde, Here, dat hulle U teenwoordigheid mag beleef. Here Jesus, in U stem mag hoor. Vader, ek kom bid dat U hulle net kom vul met nuwe vreugde en nuwe oorwinning. Here, kom plant hulle voete op die rots Jesus Christus. Here, ek kom bid dat elkeen se hart voorberei sal wees vir die saad wat vandag moet val, dat dit in 'n goeie grond sal val. Here, ek kom bid spesifiek dat U sommer net die bekommernisse en die sorges van die wêreld vandag so van elkeen se skouers sal kom afvee, Here, en sommer net weer U juk op hulle skouers sal sit, Here, want U juk is lig. Here Jesus, help hulle om vandag weer moed te vat, asem te skep en weer kans te kan sien, Here, vir hierdie lewe wat U vir ons gee. Here Jesus, kom rig ons voetstappe vandag. Here, gebruik my as 'n instrument in U hand. Here, ek kom pleit die bloed van Jesus Christus oor hierdie video, oor my tong, oor elke woord wat gespreek word. Here, dit mag wees soos wat dit uit U hart uitkom. Bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Alright julle, so vandag is nie 'n vreeslike diep boodskap nie. Vandag gaan ek met julle 'n boodskap deel wat my hart diep geraak het. En omdat dit Vrydag is, voel ek dat ons net so 'n bietjie 'n padkos nodig het om na onsself te kyk. So vandag kyk ons net so 'n bietjie weer na ons eie daaglikse bestaan, ons eie waarde, hoe ons oor onsself voel, hoe ons praat oor onsself en hoe ons leef, né? Om daai lewe in oorvloed te kan leef. Dis vir my so mooi. Gister stuur 'n vriendin vir my die skrif Johannes 10 vers 10 dat die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. Maar Jesus het gekom om vir jou lewe en lewe in oorvloed te gee. En net soos elke ander oggend is dit vir my so skattejag om te sien wat die Here wil doen. En toe ek die Bible app oopmaak, is die skrif juis van vandag, Johannes 10 vers 10. So gaan lees dit gerus. Dit is definitief wat op die Here se hart vir julle is. Maar hoe vat ons hierdie lewe en hierdie lewe in oorvloed? En dit is nou waar ek jou gaan help. So op 'n tyd het ek 'n podcast geluister van Mel Robbins en sy gee baie interessante tools vir 'n mens, hoe om regtig te kan lewe sonder om jou lewe te bepaal rondom mense se opinies en wat ander ding. So sy het die hele let them theory eintlik begin en wat sy basies sê, let them, but let me. So vandag wil ons sê, let me, nee. En sy het 8 dinge daar gegee wat jy elke dag kan uitspreek oor jouself, maar uit haar video's kan ek aflei, dis nie noodwendig altyd Bybels gebaseer, nee. So vandag se video vat ek van haar af, maar ek het dit so bietjie verander volgens wat ons glo in Jesus Christus, want dan weet ons kan dit regtig toepas, nee? Anders nou raak dit net nog 'n dingetjie wat ons doen, nog 'n gedagtepatroon wat ons net uit ons vlees uit probeer verander, maar om verandering te kry het ons die woord van God nodig. Ons het nodig om ons te was in sy woord. So die eerste ding wat jy elke oggend vir jouself kan sê is, vandag gaan 'n fantastiese dag wees. Nou julle, dit klink dalk vreeslik normaal of ek het dit al gehoor, maar het jy al in die bed gelê en jou alarm doodgedruk en gedink, ek sien net nie kans vir hierdie dag nie. So om jouself te dwing om nie dit te sê nie, om 'n keuse te maak, om in plaas van wanneer jy daai alarm wil dooddruk, om dan te sê, weet julle wat, Anneke, vandag gaan 'n fantastiese dag wees. Want ongeag wat vandag op jou pad voorlê, miskien moet jy na 'n begrafnis toe gaan, miskien is dit 'n moeilike ding wat op jou pad voorlê en jy dink dit gaan die slegste dag van jou lewe wees,
is daar iets fantasties in die dag. Jy het asem in jou longe. Jy gaan 'n dag geniet, nog 'n dag kan beleef. Selfs al is jy by 'n begrafnis en is jou hart gebreek, gaan jy iemand se mooi lewe kan besin en weer dink oor hulle mooi eienskappe. Vandag gaan 'n fantastiese dag wees, want weet julle wat? Vir my, ek het 'n warm koppie koffie. Ek sit in 'n huis, ek het 'n dak oor my kop. Ek het 'n sjokolade brownie vir ontbyt. Ek krap nie in 'n asblik vir oggend vir kos nie. So net oor dit alreeds kan ek sê, ek het 'n fantastiese dag alreeds. So dit is iets wat jy sê, want onthou, ons lees in dat ons gedagtes moet vernuwe, nê? So, en hoe kry ons dit reg? Dit gebeur deur dit wat ons spreek, want wanneer ons sintuie gebruik, ons spreek, en nou vorm dit 'n nuwe patroontjie in ons brein, en daar's soveel wonderlike boeke oor dit, wat vir ons sê hoe ons gedagtespatrone kan verander. So dis hoekom ons dit hardop sê, né? Jy sê dit in die oggend, vandag gaan 'n fantastiese dag wees. En as jy jou vreemd voel om dit vir jouself te sê, sê dit vir die mense in jou huis, sê dit vir almal om jou, sê dit vir jou kollegas by die werk eers ding, julle vandag gaan 'n fantastiese dag wees, kan ek vir jou 'n koppie koffie maak. So dis jou eerste ene. Die tweede een is, en dis nou so 'n mooi Afrikaanse woord, vandag gaan iets kiefs gebeur, né? Kiefs is nou eintlik iets cools. So iets uit die ordinair gaan vandag met my gebeur. So byvoorbeeld, een van my vriendinne, wat ek lanklaas mee gepraat het, stuur vir my 'n boodskap. Heel randomly, ons praat nie elke dag nie. Of ek ry verby 'n billboard, en ek lees woorde raak wat tot my hart spreek. Dit is goeders uit die ordinair. So dadelik sit jy jouself in 'n posisie om te sê, weet jy wat, vandag gaan ek op 'n skattejag saam met Jesus. Ek gaan uitkyk vir iets uit die ordinair wat vandag gaan gebeur. Ek het juis gisteraand by ons vroueaand met 'n dame gesels en sy sê toe, "Joe, iemand in hulle gemeente met wie sy maande laas gepraat het al gister gebel en hulle het amper 'n uur lank op die foon gepraat en dit het haar so gestig en bemoedig." Dit is iets kiefs wat met haar gebeur in die dag. So enige iets uit die ordinair, wees in afwagting daarvoor, want dan gaan jy dit raak sien en dit nie miskyk nie. Goed, die derde een, jy kan alles hanteer wat vandag op jou pad kom. En jy sê dit vir jouself, wanneer jy opstaan, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee. En hy sê dit in Filippense 4 vers 13. So dit is skrifgebaseer, die Here sê dit oor jou. Jy is tot alles in staat deur hom wat vir jou krag gee. So jy kan elke uitdaging wat oor jou pad kom, kan jy hanteer. As daar iemand is in wie jy moet vasloop, wat jy dalk 'n ongesonde verhouding mee het, gaan jy dit kan hanteer, want die Here gee vir jou krag. As jy 'n moeilike, dalk 'n verhoor by die werk het, daar kan soveel moeilike omstandighede op jou pad vandag wees, maar jy gaan dit kan hanteer, want Jesus Christus beloof dat hy vir jou die krag gee. En as jy dit uitspreek, gaan jy dit begin glo. Dan die vierde ene, vandag, en ek wil net hierso vir julle wys, en dit was ons heel eerste dag 1 van die 21 dae, is 'n skoon bladsy. Vandag het ek 'n nuwe kans, 'n nuwe bladsy, om saam met die Here te bou. Dis 'n nuwe hoofstuk in my lewe. Onthou waarvoor staan Flowering Almond, is new seasons, new beginnings. Vandag is 'n nuwe begin, want die Here beloof dat sy goedertierenheid en sy goedheid is vars en nuut elke dag. Sy seëninge oor jou is nuut. Hy het vir die Israeliete elke oggend vars manna gegee. Hulle kon nie die manna van gister saamgedra het nie, want dan het dit vrot geword. Hulle moes vars manna gaan optel het. En dit is die Here se manier hoe hy vir ons sê dat vandag is nuut en vars. Jy kan 'n nuwe begin maak. Vergeet van wat gister is. Die verlede is verby. Strek jou uit nou na wat voor jou is. Dan die 5de een. Gee jouself krediet. So jy sê, ek gee myself vandag meer krediet. Ek probeer hard. Ek doen my beste. Ek het opgestaan, ek het aangetrek. Ek het ook vanoggend gaan oefen. Jo, dit vat regtig inspanning om jouself te kry, aan te trek, daai oefenklere aan te trek, al voel jy nie lus nie, en te gaan oefen. Gee jouself krediet. Miskien het jou oefensessie nie gegaan soos dit moes nie, maar jy het opgedog, jy het jou beste probeer. Jy het vandag 'n kosblik gepak. Ja, die broodjies het dalk net konfyt op, want die kaasmeer is klaar. Want jy het vergeet om gister kaasmeer te koop. En nou is almal dalk dikpak daar, maar weet jy wat, jy het probeer. Jy het opgedag, jy het broodjies gesmeer.
So gee jouself krediet. Jy het uit daai bed uitgekom, jy was betyds verwerk, jy luister vandag na hierdie video, jy probeer tyd uitkoop om saam met die Here te spandeer, so gee jouself 'n bietjie krediet daarvoor. Gee jouself krediet vir die groei wat jy geestelik het, dat jy besig is om te groei. So spreek dit uit, sê, ek gee myself vandag krediet, ek probeer hard. Dan, die 6de een, ek is 'n werk wat nog nie klaar is nie. In Engels sê dit so mooi, I'm a work in progress, nee? So Filippense 1 vers 16 sê dat hy die goeie werk wat hy in jou begin het, sal voleindig, tot die dag wat Jesus Christus terugkom. Julle, ons kan so maklik, kan die vyand vir ons kom fluister met veroordeling, en sê, jy kry dit nie reg, kyk hoe fouteer jy weer, kyk hoe slegte ma is jy, kyk wat 'n slegte vrou is jy, kyk wat 'n foute het jy alweer gemaak, jy het nou alweer geskinder. Nee, julle, ons is 'n werk wat besig is om nog te gebeur, en die Here help ons daagliks. So wanneer ons fouteer, sê jammer, vergewe jouself, sê Anneke, dis okay, vergewe jouself. So ek praat met myself in direkte persoon, Anneke, dis alright, probeer nou weer, staan op, skud die stof af en gaan aan. Moenie nou in 'n hoopie gaan sit nie. So onthou, moenie in 'n hoop gaan sit nie. Jy gaan aan. Jy's in 'n wedloop. So ons wat hardloop weet, jy kan nooit in die middel van 'n wedloop gaan plat sit en gaan opgee nie, maar dan gaan jy nie klaar maak nie. Een voetjie voor die volgende voetjie. Jy hou aan. Goed, die 7de een. Daag op, hou aan. Sê dit vir jouself. Ek moet opdaag. Ek moet aanhou, want ek gaan beloon word. Ek gaan beloon word, glo dit. Ons glo so maklik dat daar nie vir ons beloning is nie. Daar's soveel keer wat uit my eie mond uitkom wat ek sê, ag, ek doen dit verniet. Niemand sien dit in elk geval raak nie. Beloning gaan nooit kom nie. Dis 'n leuen van die vyand. Want selfs al word ek dalk nie nou op aarde beloon nie, beloof die Here. En ek lees dit vir julle in Openbaring 22 vers 12. Ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld, so sy werk sal wees. So die Here gaan jou beloon volgens jou werke, nê? So jy moet net aanhou en opdaag. En jy moet vir jouself sê, ek daag vandag op. Ek hou vandag aan. Goed, en dan die laaste een, die 8ste een. Ek het 'n belangrike bydrae tot die wêreld. Julle, en dis 'n belofte uit die woord uit Jeremia 29 vers 11 sê die Here, hy weet watter planne aangaande jou het. Planne van voorspoed, nie van teenspoed nie. Hy wil vir jou toekoms en 'n verwagting gee. So as hy dit sê, en as hy sê, jou naam is in sy handpalm gegraveer, dan het hy mos 'n plan met jou. Hy het 'n plan met jou waar jy nou is, in die werk waar jy is. Maak nie saak wat jy doen nie. Jy het 'n bydrae om te lewer, want daar is iemand wat jy vandag in teekom, wat jou nodig het. Dit wat jy doen is belangrik, en spreek dit oor jouself uit. Hou op, sê, my werk is eenvoudig. Selfs ek dink spesifiek druk dit op my hart, as jy 'n huismamma is, om te sê, ag, ek is maar net 'n huismamma, jy is nie net 'n huismamma nie, jou bydrae is so groot. Daar's soveel mammas om jou wat jy kan bemoedig. Hoe spandeer jy jou tyd? Hoe gebruik jy jou tyd? Of jy is by jou werk en jy voel, ek het net 'n kantoorwerk, ek kyk tussen 4 mure vas, ek is die hele tyd besig met my rekenaar. Jy gaan in interaksie met iemand wees. Is jy dan in daai oomblik gefokus om Jesus se sout en lig te wees? Want as jy is, dan het jy mos 'n belangrike bydrae. As jy gister se boodskap geluister het, sal jy weet as jy nie 'n afstandbeheer Christen is nie, maar jy kry jou hande vuil. Jy het vandag daai koue botteltjie water in die yskas gesit, of gisteraand, jy het 'n ekstra broodjie gepak, jy het daai een ekstra ding uit jou kas uitgehaal vandag, dan het jy mos 'n belangrike bydrae. Jy is besig om iemand se lewe te verryk en te verander. As jy die ander uitdaging van gister, as jy getuig, as jy 'n boodskap vir iemand gestuur het, skrif gedeel het, het jy vandag woord in iemand se lewe ingespreek, het jy jou gawes gebruik tot eer van die Here. So hou op om te sê dat jy nie belangrik is nie. So wat ek vandag hierso vir julle het, en ek gaan gewys, ek het so speel op my speelkas is 'n speel. So hier is my gemeer speeltjie. So met hom het ek al 8 uitdagings het ek daarop geskryf. So nommer 1 tot nommer 8 met die skrifverwysings by. So elke oggend wanneer ek grimeer, dan kyk ek dit vas. So ek sien dit en dan kan ek dit sê. En weet julle wat, in die oomblik as ek nie noodwendig dit eers hardop kan sê nie, dan lees ek dit en dit gaan sit in my gedagtes vas, want ek vul my gedagtes met dit wat positief is. Ons is so maklik om ons gedagtes te vul met soveel ander goeders.
Ons lees soveel posts op Instagram en Facebook wat negatief is, nê. Ons kyk nuus, ons lees nuusopskrifte. Ons ry verby billboards wat negatief is. Daar's oral om ons is negativiteit en dit kom sit hier in ons gedagtes. So ons moet doelbewus kies om ons gedagtes te vernuwe. En hierdie 8 stappe is absoluut iets wat ek glo hoe jy jou gedagtes kan kom vernuwe. So ek gaan gou weer al 8 vir julle lees. Nommer 1. Ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my krag gee. Ekskuus, dit was nommer 3. Nommer 1. Vandag gaan 'n fantastiese dag wees. Dis die waarheid, dis wat die skrif sê. Nommer 2. Iets skiefs, iets uit die normaal gaan vandag met my gebeur. Nommer 3. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Nommer 4. Vandag is 'n skoon bladsy. Dis 'n nuwe begin, 'n nuwe hoofstuk in my lewe. Nommer 5. Ek gee myself bietjie krediet en jy maak soms ek het dit. Ek gee myself krediet. Ek is sharp. Ek is okay. Ek het probeer. Ek het opgestaan. Ek is hierso. Ek daag op. Ek blaas my hare. Ek gaan nie met vuil hare werk doen nie. So ek gee myself krediet. Nommer 6. Ek is 'n werk in progres. Ek is nie klaar nie. Want Jesus sê vir my, hy sal die goeie werk in my voleindig tot die dag wat hy terugkom. Nommer 7, daag op, hou aan, ek gaan beloon word, want die Here kom met sy beloning, en hy kom om my te reward, en as ek aanhou, dan gaan daai gees van excellence, daai uitnemendheid, het altyd beloning tot gevolg. Daniel was beloon gewees, omdat hy 'n gees van uitmuntendheid gehad het, so as ek alles vandag aanpak, en ek doen alles vir die Here se eer, sal daar van my beloning wees. En nommer 8, ek is spesiaal. Daar is 'n plan met my lewe, ek het 'n belangrike bydrae tot die samelewing. My lewe het doel. Jeremia 29 vers 11 beloof vir my, dat Jesus het 'n plan met my lewe. Hy het 'n plan. En hy wil vir my voorspoed gee. Hy wil vir my toekoms gee. Hy wil vir my verwagting gee. So my uitdaging vir jou is om vandag hierdie 8 dinge te gaan neerskryf. En en dit dan nou elke dag te lees. Skryf dit, plak jou sticky notes op jou speelkas of op 'n spieël waar jy dit gaan sien. Sommer waar jou hele gesin dit kan sien. Hulle almal kan deelneem hieraan. En dan stuur vir my asseblief foto's van julle sticky notes, dat ons mekaar accountable kan hou en saam kan groei. Nou ja, julle moet 'n baie geseënde Vrydag hê. Geniet die dag, bederf jouself, jy verdien dit, jy het opgedaag vandag. Mag Liewe Jesus julle seën.